Hierdie week by die werk kom een van die ouens daar aan en hulle sê, weet ons mag dalk hierdie meeting moet skuif Woensdag, want is Eid Mubarak of een of ander ongoddelike ding hierdie week, ek weet nie wat nie. En ons moet nou die hele werksituasie skuif om aan te pas by hierdie, ek dink is een of ander hindoe of een of ander afgodse erkenning, somewhere hierdie week, want het hang af met die maan, waarever die maan sit, right? En hulle dink die maan gaan dalk Woensdag reg sit. En onmiddellik is ek geïrriteerd in my gees en in my wese, want dis ook Pinkster. Weet nie of jy verstaan nie, maar dis eintlik hierdie tyd, dis Pinkstertyd. Dis actually die erkenning dat hy die Heilige Gees gestuur het, sodat ons nooit wese sal wees nie. So, ek wil vanmôre vir jou vra, as die wêreld alles stop, en sê, kom ons stop en ons verander ons manier van dinge doen vir een of ander maan wat op een of ander plek hang. Wil jy nie net vanmôre vir 'n oomblik jou oë toemaak en net sê, Here, dankie vir Pinkster. Dankie vir die Heilige Gees, dankie vir die leiding en die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie vir die realiteit wat dit beteken. Dankie dat ons nie alleen is nie. U het gesê, u vaar op sodat u die trooster kan stuur, die Heilige Gees kan stuur. Dis Pinkstertyd. Ons is veronderstel om op en af te spring en te dans en te juig en te jubel. Die wêreld erken dit. Ons erken dit nie. Wil jy nie net vanmôre vir 'n oomblik op jou eie manier, as jy in tale kan praat, please do so. Die Bybel sê die Heilige Gees sal oor jou kom en in tale sal jy praat. So dis Bybels. So wil jy nie net vir 'n oomblik, as jy gemaklik is, jou hande so 'n bietjie in die lig sit en net sê, Here, dankie vir Pinkster. Dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees op jou eie manier, daar waar jy is. Here, dankie. Dankie dat U ons nie wees gelaat het nie. Dankie dat, Here, dat duisende mense gaan na 'n klaagmuur toe, omdat hulle dink die Heilige Gees is in 'n muur. U woord sê, U lewe binne in ons. Die Gees van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, lewe binne in ons. En in ons, in U, en deur U, en tot U is alle dinge. En vanmôre, Here, wil ons U eer vir die Heilige Gees. Ons wil U eer vir Pinkster. Ons wil U eer vir die plan wat sê, ek laat jou nie wees en alleen agter nie. Dankie, Here, vanmôre vir die Heilige Gees. Dankie, Here, vir die leiding. Dankie die leidsman, die parakletos, die een wat ons toemaak van voor en agter, bo en onder in ons beskerm, Here. U wat die paaie gelyk maak. Ontvang vanmôre ons eer en ons lof en ons aanbidding as kerk, Here. Gaan nie oor 'n tyd in 'n plek nie, dit gaan oor die realiteit dat U gegaan het, sodat die Heilige Gees ons deel kan wees. En ons eer U vanmôre daarvoor. Word verheerlik, Here, in ons samekoms, word vanmôre in U woord verheerlik, bid ek in Jesus naam. Amen. Smaal so 'n bietjie vir die ou langs jou, nou gaan sit jy, is baie welkom. Dankie julle. So arme Martiens is in die moeilikheid vanoggend, ek is veronderstel om doodstil te staan, ek doen dit nie graag nie, so bly jy maar by, right? Ek het pastoor Johan het gevra, sal ek asseblief vanmôre die woord bedien, en toe vanoggend, toe ek hiernatoe ry toe, stuur hulle vir my foto's van kameelperde en apies en allerhande goed, so hulle is besig om hulle gate uit te geniet daar. Die woord sê ons moet so nou en dan rus, maybe sometimes die rus van die Here is 'n goeie ding, so ons gun hulle die rus, maar vanmôre gaan ons aan met die woord, en vanmôre se woord, ons het toe ons die gemeente begin het gesê, ons gaan nie ons aan reëls vasmaak nie, so ons gaan nie, hierdie is 'n Afrikaanse gemeente, maar ek werk in Engels, so verskoon my as my Swinglish 'n bietjie vanmôre deurkom, my kop dink in Engels, so ons het gesê, as 'n woord in Engels beter werk, gaan ons hom in Engels sê, right? As ons, dit vir ons beter werk om met ons tekkies kerk toe te kom ons met ons tekkies kerk toe, maar solank as wat jy in die huis van die Here is, en solank as wat dit vir jou lekker is om hier te wees, dis die gemeente wat ons graag wil bou. Ons wil hê jy moet hier instap en sê, man, het was lekker om by die kerk te wees vandag. En as dit nie so is nie, moet jy asseblief vir ons sê, dan moet ons iets daaromtrent doen, want om net nog 'n copy en paste van 'n ander plek te wees, gaan nie vir ons werk nie. So, ek wil vanmôre begin deur baie jare in bediening, en party weke is beter as ander weke. Hierdie week was een van daai weke waar, verlede week het ons 'n vroue konferensie gehad hier in Klerksdorp, en die iewers, ek weet nie eintlik, dit was nie die plan van die oggend nie, maar iewers het die goed omgedraai, en die vrouens het begin om hulle stories vir ons te vertel, en sover, soos wat hulle stories vertel, voel dit vir my asof daar stukke uit my hart en uit my gees en uit my menswees uitbreek, oor die stories wat mense vertel, en die goed wat met hulle gebeur het en gebeur, en toe, julle sal onthou, Lukas Meyer is dood in hierdie week, toe sit ons en
Riet Meyer begrawe haar man. Donderdag sit ek by 'n begrafnis van 'n babietjie wat op 38 weke doodgebore is. Vrydagoggend breek 'n vrou se hart uitmekaar uit oor haar man wat net in 'n jong huwelik aantrou aan haar is, en so gaan hierdie week net dood eenvoudig aan. Daar's net chaos oral. Saterdag trou 'n vriendin se dogter. Dis asof die Here die emosies van die een hoek na die ander hoek toe skuif hierdie week, en ek dink van wat ek vanmôre daarmee wil sê, ons gaan met dit begin met die woord, is ek weet nie van jou nie, maar as dit nie is vir God en sy Heilige Gees nie, weet ek nie hoe kom 'n mens deur vandag en môre, die dag daarna. Ek weet nie hoe staan 'n mamma en sê totsiens vir haar babietjie, wat sy gesê het, julle moet kyk, iets is fout. En daai babietjie gaan dood, en jy moet hier staan as 'n gelowige en sê, okay, ek vergewe jou. Hoe ons dit doen sonder die leiding en die krag van die Heilige Gees, weet ek vandag regtig nie. Hoe mense deur hierdie week gekom het, hoe hulle deur hulle lewens kom sonder die Heilige Gees, weet ek nie. As jy saamstem, wil jy nie net sê amen. As dit nie die Here is nie, dan weet ek regtig nie, né? Ja, hierdie is 'n Pinksterkerk, né? Ek dink partymal as ek net deur Maandag gekom het, is dit niks behalwe die Here nie. Daar's niks gebeur in 'n Maandag nie, maar die feit dat niemand of ek in die tronk geëindig het nie, voel vir my die Here is goed. So, en ons het sulke weke, nee, as ons weer vir mekaar eerlik is, ons sit hier lekker, dit voel vir my, as dit nie vir die Here en daai 3 koppies koffie voor 8:00 in die oggend was nie, is party ouens dit nie gemaak nie. So, waar begin ek vanmôre? Vanmôre se woord begin by, if Sunday overflows into Monday. Wanneer, dit wat ek op 'n Sondag gekry het, actually my realiteit van Maandag en Dinsdag en Woensdag en Donderdag word. So toe ek jonk tot bekering gekom het, as mens mos nou jonk is, laat jy jou mos nou lei deur almal wat maak of hulle weet, was die reëls die belangrike ding. Jy weet, jy moet kerk toe gaan, jy moet 3 maal 'n week in die kerk wees, of jy gaan hel toe, jy moet elke dag jou sondes bely, of jy gaan hel toe, as jy nie elke dag die wapenaanrusting aantrek nie, gaan die vyand jou kap en jou kop afkap, en is daar van die wat so in die kerk groot geword het, right? Daar's 'n reël vir elke ding wat God nie bedoel het, moet 'n reël wees nie. So, en ons lewe onder hierdie reëls, en daar's condemnation die hele tyd. As jy opdaag met 'n broek by die kerk, en jy is die predikant, moet jy weet, die hele gemeente gaan nou hel toe. Nie net jy nie, jy het hulle almal nou volgende hel toe gestuur. So het ons het regtig waar vir baie lank so groot geword. Kan iemand net sê, kan jy dit onthou, daar's 'n reël vir elke ding. Mag nie gaan fliek nie, dan gaan jy hel toe. As jy dans, gaan jy hel toe. As jy maat, die kans dat jy in die hemel kom is net so skraal. Intussen het die woord net mooi die teenoorgestelde. Die woord sê eintlik, sy genade is vir ons genoeg. So dis net mooi die teenoorgestelde. Maar ons kom uit daai tipe van environments uit waar die vryheid van die Here en die guns van die Here en die genade van die Here 'n baie ver konsep vir ons is. Dit staan hier deur een kant, en so nou en dan gee hy ons so 'n bietjie genade. Dis nie die God wat ek en jy dien nie, maar waaroor vanmôre se woord gaan is, wat daarvan as ek en jy ons lewe Maandag en Dinsdag en Woensdag en Donderdag in die vryheid kan lewe wat hy bedoel het, ons moet hê in die eerste plek. As ek en jy kan opstaan op 'n Maandagmôre en weet, hy's vir jou so lief soos wat hy vandag vir jou is terwyl jy hier in die kerk sit. So lief vir jou met jou make-up as sonder jou make-up. Sien net jou man wat dink jy's cute sonder jou make-up, nie, die Here dink ook so. So, hy gee vir jou net soveel om when you do well and when you don't do well. Maar wat ek in my lewe gesien het, en ek het dit hierdie week oor en oor gesien, ek het dit met Riet gesien, ek het dit gesien met daai mamma wat daar staan en moet sterk wees, want die kerk sê sy moet sterk wees. Sy kan nie uit mekaar uitval nie, want die Here is mos by jou, suster. Dis mos hoe hierdie goed gaan, né? En in die tussentyd breek mense se harte uit mekaar uit. Kan nie vir jou sê wat aangaan in my huis nie, kan nie vir jou sê dat ek vir 3 dae nie geslaap het nie, want dit sal voel asof my huis meer onheilig as joune is. Laat ek nou vandag vir jou sê, as jy dink wat in jou huis aangaan is wild, moet jy in jou buurman se huis inloop. In jou buurvrou se huis inloop. Stap 'n bietjie, my ma het altyd gesê, toe ek al 20 jaar die predikant van 'n gemeente, dan sê my ma, was die skorrel goed? Wat as iemand doodgaan en die predikant moet kom? Tot ek al eendag gesê het, ek weier, ek was nie meer skorrel goed vir 'n dag verder nie, ek is die predikant.
Want ons het onder daai reëls groot geword. Right? Die dokter gaan kom en as die huis vuil. Ons weet die predikant gaan kom en as die huis vuil. Ons het norretakies gehad wat net vir die predikant bedoel was. Het weet iemand wat sy norretakie? Dis so stel, né? So, ek het dit nou nog. Ek bær hom in die kas want ek's bang iemand gaan dood en die predikant kom. Right? Dis hoe dit in my hart al ingebou is. Die kinders vat nie aan die norretakies nie. Ons vat nie aan die. Ek dink nie in my 50 jaar het ek nog ooit 'n koppie koffie uit daai norretakies uitgedrink nie, want jy mag nie, want dis die predikant se. En as ek so gaan huisbesoek doen het al die jare, dan, jy kan sommer sien as jy daar instap, is die beste koppies en die beste tee, en jy kan sien die koekies is hier uitgepak en die beste, want die kinders sit vir jou so en kyk, hulle kan nie wag dat jy net voetsek het, hulle die koekies kan eet wat bly. Ons doen daai goed, ons lewe daai manier. Nee, ons almal weet dit. We do that, we live and we play for the crowds. Terwyl eintlik wat die Here wil hê is as ons nog maar net as hulle my maandag kan kry, soos wat hulle my woensdag kan kry, then you're living an authentic life. So ek kom ook uit 'n huis uit waar die bedde goed moet opgemaak word. As jy opstaan, maak jy jou bed op, alles moet skoon wees, vaderland. En nou het ek 'n vriendin wat ek jou vertel, she doesn't give a royal flying ding is of 'n plek skoon is. Sy gee net nie om nie. Jy moet so half deur die goed gaan en dan moet jy pad so deurveg. Maar incredible human being. So hoe langer ek by haar kuier en hoe meer kom ek agter, regtig it doesn't matter. Dit maak regtig nie saak of die goed op die vloer staan en of die koppies vuil is en of die kinders nou net 3 keer klompe taai toffies op die vloer uitgegooi het nie. Doesn't make your life of jou lewe of jou huis less livable. So ek wil dalk vandag vir jou sê, haal die pressure so bietjie van jouself af. Those that really love you and really care for you, sal hulle pad deur jou was goed fight om by jou uit te kom. Dis die eerste belangrike ding, maar kom ons begin dat ek eintlik by die woord begin. So die woord is wanneer Sondag oorvloei in Maandag. So hoekom ek begin het by hoe ons geleer het, is ons het geleer jy moet die regte goed reg doen. Jy moet die skrif reg gebruik. Teen hierdie tyd moes ek al vir jou 4 verskillende scriptures gequote het. Anders is dit nie baie Bybels nie. Jy weet ek moet Filippense en Kolossense ingooi hier in die begin. Maar eintlik wat die woord sê in Handelinge, sê hy, en die gelowiges was, toe hulle gelowiges geword het in Handelinge, net na die uitstorting van die Heilige Gees, sê die woord, hulle was vervolg. In ons daar beteken dit, hulle was letterlik geskiet en uitmekaar uitgejaag. En soos hulle uitmekaar uitgejaag het en vervolg was, dis nie pret nie, dit was chaos om hulle, het hulle oral waar hulle gegaan het, die evangelie verkondig, en dis hoe die woord van God oor die wêreld versprei het. So, dit was nie in 'n lekker crusade in 'n Mercedes-Benz met iemand wat hoed met 'n weet een van hierdie baniere wat sê Jesus loves you nie. Hulle het letterlik vir hulle lewens weggekruip. En soos hulle weggekruip het vir hulle lewens, het hulle in grotte en in gate en goed bymekaar gekom en die evangelie so versprei. Maar nou is daar 'n gedeelte wat vir my die grootste vryheid van my lewe gegee het. Dit is 'n gedeelte wat sê, en terwyl hulle na mekaar gekyk het, het God by die gemeente gevoeg. Dis nie my en jou werk om God se mense by gemeentes te voeg nie. My en jou werk is om na mense te kyk en vir mekaar om te gee, and then he adds to the assembly. Ons bly dit sê, Johan sê dit oor en oor en oor en oor, en ek het nou laasweek se boodskap geluister, he said it again. Wat is die heiligste ding, die goddelikste, the most godly thing you could do tomorrow? Is dit om met jou hand onder jou Bybel te loop en evangelie en versies vir mense te gooi, of is dit om te gee vir die ou wat dit nodig het môre? That's the most godly thing you can do. En dis waaroor vandag so bietjie met 'n twist gaan. Wat as ons vandag, wat ons hoor, omdraai in 'n realiteit en dit word ons lewe en ander mense word daardeur gebless? That's how kingdom increases. Nie deur jou woord en jou evangelie en jou Bybel onder die arm nie. Ek onthou baie krisistye in my lewe wat, as daar nog een gelowige met 'n Bybel onder sy arm in my huis ingestap het, het ek hom gegooi met sy Bybel. Kan iemand net daarop amen sê, voordat dit vir my voel asof ek is lus om vat 'n t-shirt en sê bugger off, sit net hier op bugger off, jy en jou scriptures. Want wanneer jy condemned voel, you don't have to have condemnation scriptures. Jy weet self, jy het verkeerd gedoen. Wanneer dit met jou sleg gaan, weet jy daar sal weer 'n lig aan die einde van 'n tonnel skyn. Jy het nie nodig om te sê, jy het nie nodig om scriptures my te bring nie. Those that added value to my life, was daai ouens wat langs my kom sit het en gesê het, wow, nou het ons aangejaag, né? Of gesê het, wow, hoe gaan ons hier uitkom?
This is a mess. This is a royal mess. Bietjie gevalidate het, dat die gemors waarna ek is, regtig 'n gemors is. En dan langs my gesit het, tot ek my eie pad daar uitgefight het. Dis exactly net dit. Terwyl ons vir mekaar omgee, voeg God by die gemeente. So al wat ek kon doen hierdie week, regtig, ek kon vir Het bid, ek kon vir Het bel, ek kon met daai vrou gesels tot in die middel van die nag en sê, jy's okay, jy's okay, kan ek help, hoe kan ek help? Ek kon gaan sit in 'n begrafnis van 'n babietjie in die agterste ry en bid dat mamma en pappa deur hierdie begrafnis kom. That's all I could do. So jong predikantjie, so maar, oukie, ek is doodseker die kerk betaal hom nie genoeg nie, want so maar soos wat hy is, dink ek nie, hy kry kos nie. Maar hy staan hier voor, en die eerste keer in my lewe hoor ek 'n predikant sin preek by 'n begrafnis. Hy sê, al wat hierdie ouens nou nodig het, is God in sy teenwoordigheid. All you can do is just be there, make the coffee, be the church, be the hands, gaan haal die kinders wanneer die kinders het nodig het. Presies dieselfde ding. Gaan net en doen net iets. Jou intensie om te sê, ek wou nog vir haar pannekoek bak, maak geen verskil in iemand se lewe nie, bak die pannekoek en vat dit. Daai, ek wou hom nog nooi vir koffie. Ek wou nog hierdie, ek wou nog daai. That doesn't make a difference. Wat die verskil maak, is wanneer jy opstaan en jy gaan doen actually iets. So ver as wat hulle gegaan het, het hulle die evangelie verkondig, en daar's 'n gedeelte wat sê, en God het die aarde gevul met sy heerlikheid en met sy teenwoordigheid. Ek en jy het nie nodig om van pulpits af te preek nie. Ons preek harder op 'n maandag wanneer ons instap by die werk. Ons preek baie harder die manier hoe ek jou hanteer wanneer jy siek is, wanneer jy iets verkeerd doen en iets is nie lekker nie. So, Johan het gevra, wat is die geestelikste ding wat jy kan doen? En ek sê nou vir jou, dis nie noodwendig bid nie. Dis heel waarskynlik iets totaal en al anders. So, kerk is nie die plek waartoe ons gaan nie. Ons is die kerk waar ons gaan. Jy vat kerk saam met jou. Die woord sê, daar waar 2 of 3 bymekaar is, daar is hy. So die oomblik wanneer ek en jy saam koffie drink, dan is God daar. Dis nie 'n ding wat jy hoef te roep nie. Jy hoef nie te begin met Hemelse Vader, ons roep hier vandag nie. Die woord sê, wanneer 2 bymekaar is hy daar. When your intent is to bless somebody else, dan is hy daar. So, ons is kerk. Hierdie gebou is nie kerk nie. Toe Johan hier begin het, toe sê hy, kom in 'n skoolsaal bymekaar en kyk ons wie oorleef die skoolsaal, né? En is 'n baie sad statement om te maak, en die sadste van alles is, 3/4 van die ouens wat kom besoek, kom terug en sê, ek hou nie hiervan nie, ek soek eintlik die matte, en die fancy stoele, en ek soek eintlik die worship wat vloei, en klink asof ons hemel toe gaan, eintlik soek ek daai goed, and they left again. So, eintlik, kry ons nie hierdie idee in ons kop, dat kerk het niks uit te waai met wat hier aangaan nie. Kerk het actually uit te waai met wat aangaan wanneer ek en jy hier uitstap. Wie ek en jy is en wat ek en jy is. Hoe gaan mense sien dat die kerk van God eintlik lewendig is? En so, in daai tyd wat ons so onder die reëls gelewe het, ek dink ek is seker 20 jaar van gelowe gewees, so onder die reëls gelewe, was die grootste frustrasie van my lewe. Here, sekerlik kan U nie so dooie God wees nie. Surely the death that is in the church cannot be you. Sekerlik kan hierdie op berge en dale. Daar was so een of ander ding van, ek kan nou nie eens een of ander ding van die wolke, en as hulle die ding van die wolke sing, dan dink ek voel letterlik hoe pyn my maag, oor die doodsheid wat in die kerk is. So, hierdie week het 'n vriendin van my, haar sussie se ex-man begrawe. En sy het mooi maniere, so sy is na die begrafnis toe. Right? Ek sou hom gelos het dat hy homself begrawe, want is Bybels, die Bybel sê dat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar sy gaan woon die begrafnis by, right? Want haar sussie se kinders is 19 en 17 jaar oud, 2 seuns, 2 mooi seuns. Daai kinders het hulle pa 8 jaar laas gesien. Hulle bly in Kreersdorp, hy bly in Potchefstroom. Minder as 100 kilometer van mekaar af, 8 jaar laas. Toe hulle by die begrafnis aankom, want hulle doen die regte ding, right? Want hulle is nou gevra om 'n kus te dra van 'n pa wat hulle 8 jaar laas gesien het. Nou moet hulle gaan sit daarvoor en hulle moet maak asof hierdie reg en oukei is. Goed? Nou
kom hulle by die kerk aan. Toe hulle by die kerk aankom, is daar so 'n klein blonde kop seentjie wat storm na hulle toe, hulle om die been gryp en sê, ek is jou boetie. Nog nooit in hulle lewe hulle baba boetie gesien nie. Nou is ons by ons pa se begrafnis. En ek vra toe vir haar, hoe was die begrafnis? Sy sê, nou staan daai 2 kinders daar, en hulle huil dat die trane oor hulle wange loop. Niemand troos hulle nie, want dis die kerk hier, he? Dit was een van die sisterskerke. Sy sê, soveel dood het ek in my lewe nie gesien nie, en ek sê nou veel waar 'n begrafnis was of nie, the death is in the church. Daar staan 2 jong mans en huil, oor 'n pa wat hulle 8 jaar laas gesien het. Niemand vat eers aan hulle nie. Niemand sit eers hulle arms om hulle en sê, come on, you can breathe through this, jy kan hierdie doen. Hulle ma het gesê, doen die regte ding. Dis waar die kerk is, dis waar ons is. Ons is daar. Ons laat jou inkom met jou seer, ons laat jou uitgaan met jou seer. Ons laat jou inkom met die sonde wat jou hele lewe uitmekaar uitbreek, is dalk nie eers jou eie skuld nie. En ons laat jou uitstap hier. En ons is almal dood-oukei daarmee. Ons laat jou by ons werksplekke instap, en ons laat jou weer daar uitstap, so seer en so de mekaar soos wat jy was. Maar in die tussentyd sê die woord, ons is die kerk. Dis nie waar ons gaan nie, ons is die kerk. Een van die volgende goed wat ek hier neergeskryf het oor vandag, se boodskap is Matteus 28, is een van die eerste goed wat ons altyd quote as ons gelowig is. Psalm 23, Matteus 28. Matteus 28 sê, gaan dan heen en maak disippels. Lei hulle, doop hulle, leer hulle. Hy sê nie, kom dan kerk toe en vul jou kap nie. Hy sê, gaan dan heen en maak disippels. So, ons vat uit die woord uit en uit die skrif uit wat ons pas, en dan wanneer dit kom by gaan dan heen is ons moeg. En ons wil nie, en het stretch ons so bietjie, maar dis die opdrag wat die Here gee, gaan dan heen. So kan ek in goeie Afrikaans vir jou sê wat beteken gaan dan heen. It means get your butt off your chair and move. Kry hom weg voor die TV en move, gaan doen iets, gaan drink koffie, gaan nooi iemand, gaan bak 'n koek, gaan doen iets, get your butt behind, weg agter die TV, gaan doen iets. Dit beteken letterlik, staan op en gaan. Waartoe moet ons gaan? Die Bybel sê Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Judea is jou eie familie, jou eie mense. As jy jou eie kind 8 jaar laas gesien het, maybe today is a good day to phone him and say, can we have coffee? Kan ons koffie drink? As jy jou vererg het vir jou ma en jou pa 20 jaar terug, now is a good time, want Judea voor Samaria en voor die uithoeke van die aarde. Voordat ek en jy iewers in Rusland kan gaan sit en vir ander mense in Russies met 'n translator preek, moet ek en jy eers vir ons eie familie om verskoning vra. Moet ek en jy daai goed eers uitsorteer. Ja, maar pastoor, ek sê nou vir jou, jy gaan nie met dit wegkom nie. Kyk of jy by Gabriel verbykom. Jy gaan by my verbykom, by Gabriel gaan jy nie verbykom nie. Jy gaan vir my jok of my vertel, ja maar, ek dink nie Gabriel is in die ja maar besigheid nie. So daai verskonings wat ons mekaar, kyk ek sien die smiles op jou gesigte en ek sien ander ouens vererg uit hulle bloedgroep uit, vir my dis okay. Al daai is okay, as jy vererg vir my, if you take offense, dis ook goed, want offense will move you to something, right? Maar hier is die realiteit, ek kan nie hier sit as 'n filter vir God en sê, 'n ding is okay, wat nie okay is nie. Dis nie okay as 'n pa vir 8 jaar nie met sy kinders praat nie. Daar's niks okay daarmee nie. It is unacceptable. Daai kinders is dwars deur die tydperk wat hulle gegaan het van jong gelowiges na priesters in hulle eie huis, waar hulle moes leer om paas te wees vir kinders. And that's what you did, sir? So ek het die hele week spandeer om my eie hart te check, want as hy kan bly wees, hy is dood. So ek kom in die hande gekry het, so hy seer gekry het. Dink jy nie ook so nie? You have one opportunity and you blew it. Dis ongelukkig ons almal se realiteit. We have one opportunity. What you blow today, you will never have again. Daai ou wat by jou verbygestap het vandag, daai ou wat gister die arme petroljoggie uit mekaar uitgeskel het voor my, daai ou wat die arme karwag so uit mekaar uitgeskel het, dat hy moes omdraai, daai geleentheid het jy net een keer gehad. Jy gaan hom nie weer kry nie. So,
hier is die realiteit van dit. Ons is die kerk, gaan dan, Judea, Samaria, voor jy by jou werksplek kom, jou eie mense eers. Die uithoeke van die aarde beteken, daai plek waar jy uncomfortable is. Dit hoef nie Rusland en die Oekraïne te wees nie, dit kan as a matter of fact, sommer hier in Alexandra wees. Of daai, wat van die plakkerskamp in Moensieville? Dis ook die uithoeke van die aarde, want ons verstaan nie hoe mense lewe nie. Ons verstaan nie hoe kulture en hoe mense en goed rondom ons werk nie. Jy hoef nie op 'n vliegtuig te klim om te gaan na die uithoeke van die aarde toe nie. Okay, klaar daaroor gekerm. Kerk is nie gebou nie, 'n kerk is mense. Dan kom 1 Korintiërs 3 vers 16 en sê, weet jy dit nie, dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is? Weet jy dit nie, dat God nie meer woon in tempels wat gemaak is met mensehande nie? Hoor gou hierdie mooie realiteit, toe die Here die eerste keer sê, my volk is verlore sonder my, bou 'n tempel, sodat ek in hulle teenwoordigheid kan wees. Hy het letterlik gesê, bou 'n tempel en stel priesters aan, so that I can fill them with my presence, sodat my teenwoordigheid in die laar kan wees. En toe hy dit doen en hy gee die instruksies, jy kan mooi gaan lees, as jy baie verveeld is, gaan lees 'n bietjie in Exodus en Levitikus, hy sê, 2 meter so, 4 meter so, 6 meter hiervan, hierdie moet van goud wees, daai moet van die wees, precisely how it should be built. Presies hoe dit moet wees, sodat sy teenwoordigheid in die volk en in die tempel kan wees. So, daar's omtrent 'n verskil van, dink ek 400 jaar, kan nou nie so uit my kop onthou nie, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, waar daar niks gebeur het met God se volk nie. Dis 10 generasies, wat glad nie God gesien het, gehoor het, glad nie. Want in die laaste gedeelte van die Ou Testament het hulle die tempel verwoes, en hulle het die ark van die Here weggevat uit die laar uit. Die ark van die Here was die teenwoordigheid van God. God het gesê, my glory will rest upon the ark. So, toe die vyand kom en hy steel dit, toe is daar 400 jaar geen teenwoordigheid van God, totdat Jesus gebore is. Daar is eintlik 'n mooi revelation daaroor wat sê, die Here is gebore in Bethlehem, wat beteken place of bread in a time that there was no bread. The bread of life was born in the place of bread when there was no bread. Toe daar niks is nie, toe die wêreld op sy donkerste is, toe word Jesus gebore. So die teenwoordigheid van God, sê die Bybel, is nie meer in daai tempel nie. Deur al die jare, as jy mooi gaan lees, sal jy sien, dan verwoes hulle die tempel, dan bou hulle weer die tempel, dan steel hulle die ark, dan bring hulle die ark terug, en so het dit aangegaan. Daar's tot 'n gedeelte in die skrif waar iemand gewaag het om in die ark te vat, en hy's dood van weer die teenwoordigheid van die Here. Hy het gewaag om te keer toe die ark wil val. So die teenwoordigheid van die Here was binne in die ark. En vandag, vir die van die wat nie weet nie, daai klaagmuur in Jerusalem, wat almal, hulle het so heilige ontzag vir die klaagmuur, hulle loop so na die klaagmuur toe, en dan bid hulle, en dan reverse hulle, want jy mag jou rug nie draai op die teenwoordigheid van God nie, want al wat oorgebly het van God se teenwoordigheid van die tempel, is nou in daai muur. Wil jy nie vir jou ou langs jou sê, dank die Here, God bly nie in 'n muur nie. Hy bly hier binne in my. Ek en jy die voorreg om kerk en die volheid van die Godheid te hê. So, dit moet jy vandag vir jouself sê, met jou skewe tande en jou krom tone, sê die woord, as jy 'n perfekte tempel van hom. He only let his glory fall on perfection. Net wanneer die tempel 100% reg was. Hoe weet ek dat dit wel weggegaan het? Want daar's 'n gedeelte in Samuel, in 2 Samuel, waar die woord sê, een van die profete het haar kind genoem Ikabod. Ikabod beteken letterlik, the glory of God has departed. Die eerlikheid van die Here, die teenwoordigheid van God is uit die tempel en uit die area, uit ons lewens uit. Kabod beteken die teenwoordigheid van God, Ikabod beteken his glory left the temple. So, wat ek en jy vandag binne in ons het, as gelowiges, hy woon nie meer in 'n tempel wat met mense hande gemaak is nie. He doesn't live here. His presence is here this morning, omdat jy hier is. Omdat gelowiges saamkom en omdat die beginsel van die woord sê, where brethren get together, the glory of God is there. Nie oor hierdie gebou nie. As jy hier uitstap en as ek hier uitstap, is hierdie nie meer kerk nie. So dis belangrik dat ons dit verstaan. Kerk is waar 2 of 3 ouens by mekaar kom. Hy bly nie meer in 'n plek wat met mense hande gemaak is nie. En weet jy nie, jy is die tempel nie. So,
kerk was nooit bedoel om in 4 mure te wees nie. Kerk van die begin af was nooit in 4 mure nie. Toe die eerste, met die uitstorting van die Heilige Gees was daar net 40 mense oor in die oppersaal in Jerusalem. So van al die honderde wat hom gevolg het, al die 3000 en die 5000 en almal wat hy gevoer het met die vissies en die broodjies en al hierdie goed, 40 people stayed. En op daai ouens het hy sy Heilige Gees uitgestort. En die woord sê, Petrus het gegaan en gepreek en 3000 het tot bekering gekom en is gedoop op dieselfde dag. And that kickstarted the church, basically. Dis Jolande 1 vers 1, right? Dis hoe die kerk begin het. That kickstarted the church, right? Nou moet jy mooi verstaan, hulle is so onbekeerd soos klippe. 3000 mense wat Griekse afgode aanbid. Jy gaan nie van aanbidding van 'n afgod af, na skielik is jy so heilig, soos ons vanoggend hier in die kerk lyk nie. Hulle was onheilig soos klippe. En nou is die 1 Petrus, wat die predikant is, en 3000 volgelinge in 1 dag. So dit was chaos in die kerk. En dis waar die goed begin het, hoekom ons verskillende weergawes van goed het, en die een wil 3 maal doop, en die ander een wil 1 maal doop, en jy gaan hel toe as jy 1 maal geonderdompel is, en ons het allerhande stories en etieke, terwyl die waarheid van God se woord is, binne in jou is die volheid van die Godheid. Dis al wat jy nodig het om te weet. Toe ons in Thailand was, toe, het hulle sulke klein afgode, daar's 'n groot afgod, 3 maal so groot soos hierdie kerk, maar nou is daar oral, in elke ou se tuintjie is daar 'n klein afgod. En in daai tyd was Coke, ek dink dit was Lime Fanta of iets was die ding daar in Thailand, né? En by elke klein afgoedjie staan daar 'n Lime Fanta, en my kind wil almal se Lime Fanta steel, want wie mors so baie Lime Fantas? Jy weet, hy love it, hy gaan dit in die yskas gooi, maar wat ek probeer sê met dit is, die kinders het nie kos nie. Daar's hongersnood in die area, maar die afgod kry die beste en die nuutste koeldrank, en elke dag kry hy 'n nuwe koeldrank. That's how they deal with their gods. Hulle deel so met hulle gode. What is the best I give to you? So miskien is my vraag vandag, wat kry God in sy koninkryk van jou? Kry hy die Fanta van jou, of kry hy laasweek se flat Coke? Want dit het oorgebly. Daar's niks so sleg soos flat Coke nie, right? So, wat kry hy by jou? Wat kry God en sy koninkryk by jou? Kry hy watter weergawe van jou? Watter weergawe kry jou kinders? Watter weergawe kry jou man? Watter weergawe kry die ouens wat by jou spreekkamer instap, by jou kantoor instap? What version of you do they get? Ek wil net vir jou dit sê, hierdie energy bannetjies wat altyd sê, hoe gaan dit? En dankie pastoor, maak my net so naar. Want het kan nie met jou goed gaan 24 ure dag, elke dag nie. Dan lieg jy iewers in die 10 jaar vir my. So ons moet somewhere along the line reël met mekaar begin wees en sê, vandag voel ek so half tussen die boom en die bas, maar môre sal ek weer goed die pastoor sê. Want daai tussen die boom en die bas gee my geleentheid om te sê, kom ek bid dan vandag vir jou. Daai selfe klein maar predikantjie sê vir die ouens wat toe nou sit daar die familie, hulle sê, hy sê vir hulle, hy kyk hulle in die oë, hy sê, sal jy asseblief nie vir hulle sê, hoe om oor hulle kind te rou nie. Sal jy asseblief nie vir die mamma sê, sy moet nou oor dit wees nie. En sal jy asseblief nie vir haar sê, sy moet nou huil, want dis hoe mens gesond word nie. Los haar, al wat sy nodig het is God. But he turned around and he did another thing that I think is extremely important. Hy het hulle twee in die oë gekyk, toe sê hy, ons is nie sieners nie, sê ons wat jy nodig het. Sê vir ons, jy het nodig, my lewe val uit mekaar, ek kom al my kinders vir die naweek. Ons as gelowiges het 'n manier om te dink, ag die Here moet net met my suster praat. Weet, as die Here nie vir haar sê nie, gaan ek haar maar nie sê nie. Weet, as daar nie een of ander engel op 'n wolkie opdaag voor my huis nie, dan weet ek nie of dit die Here is nie. In plaas daarvan om net te sê, wow dude, ek doen nie goed vandag nie. Die teenoorgestelde is net so waar. Ons kan nie die heeltyd vir ander mense goed doen if we don't allow other people to be good to us. Hulle het na mekaar gekyk. Nie die een spil na die ander spil nie. Brené Brown sê, as ons nie hulp vra nie, dan dink ons is beter and more superior than the people we are helping. Ek dink op een of ander manier, ek het nie jou hulp nodig nie, en laat ek jou vertel, as jy dan val jy jou tande uit. Die realiteit is, ons almal het mekaar nodig. So waar was ek nou? Nou het ek ADHD. Die kerk werk soos 'n volstasie. So jy ry, jy maak jouself vol,
ek hoop die woord vandag bless jou bietjie en hy challenge jou so bietjie, maar daai vol tank wat jy nou het, jy's veronderstel om leeg te ry voor volgende week. Jy is veronderstel om dit wat hier was te gaan uitgee en is veronderstel om 'n verskil te maak. Hoe weet ek dit? Want Jakobus 1:22 sê, word daders van die woord, nie net hoorders nie. Jy kan hier sit, die een vriendin sê vir my, sy is so moeg vir mense wat fat cats is, wat net sit en blablabla, tyke, en jy's nou 20 jaar verder. Hoe leeg was jy nou eintlik, as ek nou 20 jaar vir jou moet preek en jy's nog steeds nie vol nie? Wanneer gaan jy opstaan en hierdie vulstasie word so 'n bietjie van 'n deurloop en daar word 'n bietjie nuwe, daar's plek vir nuwe goed. Ons kan nie net as gelowiges gimme, hier sit op 'n Sondag, volgende week hier sit op 'n Sondag. Oh wow, dit was 'n goeie woord wat Johan gepreek het. Oh wow, ek hou van wat sy gedoen het of nie gedoen het vanoggend nie. That doesn't matter. What matters is, wat maak jy môre daarmee? Wat maak jy vanmiddag daarmee as jy hier uitstap? Wat is die plan? Word daders van die woord. Dit hang nie af hoeveel notas jy vat nie. Jy kan hier sit, ek het notaboeke, dat ek jy vertel, daai ou Jolandi het seker 700 notaboeke gevat, want dit was een van die reëls. Hy wat nie notaboeke vat nie, gaan ook hel toe. Nou weet ek nie of moet ek 'n bonfire met hulle maak nie, want ek's bang ek gaan hel toe as ek al hierdie notas ontplof. Laat ek jou sê hoeveel van daai notas het ek al ooit weer gelees? 0. Boeke so lank. Predike, ek dink ek is dwars deur 20,000 predikers en hulle opinies. Nie een van hulle ooit weer oopgemaak nie. How does that add value? As jou notas value add en is koninkrykswaarde en dit maak jou effektief vir die koninkryk, maak hulle. Do what you need to do, you do you. Maar nie omdat dit die reël is nie. Die groter reël is eerder, hoe verander dit my maandag? Wat van laasweek se boodskap het hierdie week gemaak dat jy anders optree? Of onthou jy nie eers laasweek se boodskap nie? Het jy op 'n stadium stil gestaan en gesê, wow, miskien moet ek nie hierdie ou wees nie. Dalk moet ek 'n ander ou wees. Want anders as jy dit nie gedoen het nie, help dit nie ons is Sondag in en Sondag nie. Hoe lyk dit as dit die realiteit is? Hoe verander ons dan as dit die waarheid is? Ons vergewe vinniger. Ons lewe met meer integriteit. As ons vir mense sê, ek gaan iets doen, kan hulle weet, dis gedoen. Daar's 'n hele paar goed. Ons gee liefde vir mense wanneer hulle dit nie verdien nie. Daar's 'n hele klomp goed wat anders lyk in ons lewe as ons luister na die woord en ons word daders van die woord. Kolossense 3:23 sê, wat ook al jy doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. So dan dink ek altyd as ek so by die werksplek instap, en dan dink ek, as die Here my baas was, sou ek anders opgetree het. As die Here my kollega was, sou ek anders opgetree het. As ek in 'n exco meeting gesit het, waar almal op mekaar vloek en skel en die duiwel is los, en die Here sit langs my, hoe sou ek dan opgetree het? Sou dit anders gewees het? Hoe sou ek die persoon wat in my huiswerk behandel het, as die Here aan die tafel gesit het? Dis nogal scary, nee? Maar intussen sê die woord, actually, he is. Doen wat jy doen, asof jy dit vir die Here doen. Die laaste gedeelte, hiermee wil ek afsluit. Wil jy nie net vir jou langs so sê, wow, dit was vinnig en pynloos? Hiermee wil ek afsluit. Die woord sê dit duidelik. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Ek en jy is die sout van die aarde. So my familie, my ma's lekker, sy is so rond soos wat sy lank is, sy is net so kort, en sy is so rond soos wat sy lank is, en sy ons hele lewe lank, het maak nie saak wat jy doen nie, as ons pampoen koop, iewers, dan gooi sy so lank suiker en botter by, sy het nog eers geproe, hoe proe die pampoenie, sy weet sommer dit kort suiker en botter, en sy doen presies dieselfde met die sout, so sy haal die soutpot uit, dan whack sy die sout oor alles, wat dink ek, wow, gooi hom sommer net uit, want sy het net by default geleer, hierdie kort sout en hierdie kort suiker, en almal gooi altyd te min daarvan op. Maar ek dink hier is die realiteit van sout wees en lig wees. Solank as wat sout in 'n pot is, maak nie saak hoe duur dit is, maak nie saak hoe suiwer dit is nie, maak nie saak hoe goed jou intensie is nie, dit maak nie saak wat eintlik binne in jou is nie. Solank as wat daai sout binne in daai potjie bly, is dit useless. Is daai kos sleg? Kan dit nie smaak bring nie? Hy kan daar staan. En dis, ek dink nie die wêreld is so donker, as wat daar soveel soutpotjies is wat net nog nooit gebruik word nie. I don't think the world is really as dark.
As elke gelowige net homself as die soutpot sien wat hy is en so 'n bietjie sout oor ander mense begin uitgooi, dink ek kan ons baie vinnig 'n massiewe groot verskil maak. Net by jou bure, net by Judea en Samaria, in die uithoeke van die aarde. Nou sê jy vir my, ek is 'n introvert, jy sal nie vir my glo nie, maar ek is 'n massive introvert. So my familie is altyd op die bure se groepies, hulle weet watter honde blaf waar en watter kat is waar en waar het hulle ingebreek en wie die ambulans kom haal by watter nommer, my familie is daai soort, right? Ek kom eers 3 weke later agter, daar was 'n ambulans in die straat. So, party van ons is dit maklik voor. Party is dit jou natuurlike inclination om te gee. Jou natuurlike ding om te sê, oh wow, daar was 'n ambulans, kom ek gaan vra, hoe gaan dit met die tannie se man? Vir ander ouens is dit 'n bietjie harder werk. Kan party introverte net sê amen, is bietjie harder werk vir ons introverte, nê? Die ekstroverte, die ambulans is nog nie eers weg nie, dan weet hulle al presies wat het daar gebeur, nê? En dan het hulle al gaan kuier en koffie drink en ons weet. So ons verskil in ons gesigte verskil, maar dit maak nie 'n verskil aan die opdrag om sout te wees nie. Daai sout is useless vir so lank as wat hy in daai botteltjie staan. So ek en jy moet so 'n bietjie wat binne ons is, omdraai en uitskit op die ouens rondom ons. Dis waar die woord sê, en dis waar vandag se kruks van die woord is, maybe the most godly thing you can do tomorrow, is om die sout wat in jou was te vat en so 'n bietjie te sprinkel op die ouens rondom jou. Een van die ouens daar by my by die werk, ek het lanklaas so diverse klomp kollegas gehad, maar die dingetjie is te cute, sy storm daarin en dan fladder sy so, en sy is altyd aangetrek van kop tot by tone, sy blink, en dan sy senior vrou, dan sê sy, I'm the fairy godmother and there's some fairy dust for you, dan denk ek, okay, ek gaan jou tot Woensdag gee en dan gaan vir jou straight jacket kry, right? Maar miskien is dit wat ek en jy as gelowig is, ek weet elke ou, as sy daar instap en sy fairy dust, dan hulle laat dat toe, ek meen, totaal en al insane en heeltemal certifiable, maar almal laat dit toe. Maar miskien moet ek en jy begin van ons fairy dust oor mense uitgooi. Miskien moet ons die sout wat in ons is, so bietjie vir ander mense gee. En dis nie complicated nie. Jy het nie nodig om skrif te ken nie, jy het net nodig om hierdie waarheid te verstaan, dat Jesus se hande en voete, ek en jy is. That there is nobody that's going to come if you're not there. Dat niemand vandag, daar's 'n rede hoekom daai ou so swaar op jou hart lê. Daar's 'n rede hoekom jy opstaan, hoekom jy verby iemand ry en dink, "Jo, ek moes nie verby hierdie ou gery het nie." Maar jy ry verby 600 ander ouens. Maar hierdie ou moes ek nie verby gery het nie. Ek wil jou vandag challenge, draai om. Draai net om. En jy hoef nie die gevolg daarvan te sien nie. Jy hoef nie te sien hoe met bells en whistles en goed uit die hemel uit neerdal nie. Wees net gehoorsaam aan wat God vir jou sê om te doen. As die Here sê, do this, just do that. As die Here vir jou sê, gaan gee, gaan doen, en dis maar net hoe hierdie goed lyk is. Ons moet vir mekaar omgee. Vra vir hierdie ou, wat is sy naam? Vra vir die ou wat jou bedien by die restaurant, wat is jou naam? Waar kom jy vandaan? En kyk hoe stop jy hom dood in sy dead in his tracks. Ons moet anders lyk, ouens. As ons nie anders lyk as die wêreld nie, then I don't know. As jy moet instap en sê, hallo, my naam is Jolandi en ek se gelowige, there's something very wrong. Baie verkeerd. Ouens moet na 2 of 3 dae sê, waar sy, ek mis haar. Ek het 'n gelowige vrou aangestel daar by ons in die besigheid, so 4 weke terug. Maar sy is 'n ou huggie, sy wil almal hug en almal moet gehug word en jy weet ek hardloop vir haar weg in die oggend as ek haar sien want ek sien nie die hug ding nie, soos ek haar sien dan hol ek hierdie kant toe, maar die kantoor love it, laat iemand instap en haar hug en vra hoe gaan dit met jou en as ek vra wat's daai ou se kind se naam nou weer, sy's nog net 3 weke daar, dan weet sy wat is daai ou se kind se naam, daai een se babatjie is doodgebore hier, sy weet alles van hulle af. En nou, hierdie week is sy net week 4 ouens, sy's nie daar vir 4 jaar nie, sy's vir 4 weke daar. Hierdie week is sy by haar boetie se begrafnis en die Swaar se begrafnis, so sy was nou eendag nie by die werk nie en eendag by die begrafnis. Elke liewe mens wat daar instap sê vir my, waar is sy? Hoe gaan dit met haar? Is sy okay? Net oor die manier waaroor sy omgee en hoe sy vir almal liefde gee en hugs gee en goed gee, suddenly there's a loss when you're not there. So my vraag is, as jy môre nie by die werk is nie, gaan iemand dit agterkom? Gaan na 'n week agterkom, die suurknol is nie hier nie, die atmosfeer is beter. Julle lag. Gaan iemand agterkom, jy's nie daar nie. Weet iemand as daar 'n familiefunksie is, dat jy nie daar is nie? Do they feel the absence of your presence?
En ek praat nie van ek is die nar en die clown van elke party nie. Ek praat van verstaan hulle dat die liefde van Christus instap by 'n vertrek wanneer jy daar instap. Do they understand that calmness fills the place when you walk in there? Dis wat die wêreld meer nodig het as jou geld en jou goed. They need the calmness, they need the presence of God, en dit kan net hy vir hulle gee. Maar ek en jy kan hulle toelaat, we can set them up to go up a mountain to meet their God. Ek en jy kan hierdie chaos uitvat, al die geraas wegvat, sodat hulle die stem van die Here kan hoor, sodat they can spend time in His presence. En ek gee regtig nie om waar jy vanoggend is nie, ek gee nie om wat jou beroep is nie, ek gee nie om wie jy is en wat jy doen nie, ek sê nou vir jou, we all need the presence of God. Ek en jy, na 'n week soos hierdie, na 'n week soos laas week, na 'n week soos hierdie week wat kom, you and I need the presence of God more than anything else. En in dieselfde mate wat jy iemand nodig het om so 'n bietjie al die geraas weg te vat, so 'n bietjie al die chaos weg te vat, dat jy net so 'n bietjie kan asem skep. Dieselfde vir jou buurman, jou buurvrou, vrou oor kan die pad, jou boetie, jou sussie. Miskien is dit wat ek vandag net vir jou wil challenge. Maandag moet beter lyk as wat Sondag lyk. Ek hou nie van slogans nie, maar ek het die mooiste slogan hier raak gelees wat ek tog net vir jou wil sê. Ek gaan nou vir jou sê, ek moet hom net soek want ek skryf lelik. Sondag is inspirasie, Maandag is demonstrasie. Sunday we get inspired, Monday we demonstrate that we are inspired. Maandag doen ons wat ons Sondag geleer het. Ek gaan afsluit waar ek begin het vandag, dis Pinkster. Pinkster sê, binne in my en jou is 'n krag wat nie dood moet lyk nie. Daai krag moet lewe bring vir almal waar ons heen gaan. Ons kan nie sit soos dooies in wit gepleisterde grafte in 'n Pinksterkerk nie. You can't do that. Jy kan nie sê, prys die Heer met blye galme, en niemand het vir jou gesig gesê hoe bly jy is nie. That's no way to live. En as dit is hoe jy lewe, wil ek jou challenge hierdie week. Wil jy nie net sê, Here, maak my net los van hierdie klomp chaos en hierdie gemors rondom my, en sê net vir my gesig hoe bly is my hart. Nee, dis die realiteit. Lord, will you please just tell my face? Niemand sê jy moet op en af spring op hierdie tafels nie. Niemand sê, maar wat ek wel vir jou sê is, daar's 'n verantwoordelikheid van my en jou as gelowiges to bring the Holy Spirit that's inside of us into dead situations rondom ons. So toe die Here aan die dooie bene raak, toe word dooie bene lewendig, en die Bybel sê, ek dink is in Esegiel, sê die Bybel, the bones became alive and sinews were built on the bones into die vel. As ek en jy net kan verstaan dat dooie bene lewendig kan word wanneer God daarin stap, dan gaan ons anders lewe en goed anders doen. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, ons het ons soveel krag gegee, het ons soveel vermoëns en potensiaal gegee, en elkeen van ons sit daar 'n ander persoonlikheid, 'n ander vermoë om ander mense te raak. Het ons in werksplekke gesit wat van mekaar verskil. U het ons beroepe gegee wat van mekaar verskil. U het ons kinders en 'n huis gegee wat verskil van ons buurman se huis. Ons kan nie hulle copy and paste nie, because our circumstances are so much different. En ek wil vandag bid, Here, dat hierdie woord net vandag vir mense in hulle harte inspirasie sal wees, to be who they are. Sonder om met reëls en regulasies te probeer lewe, maar eerder net te probeer lewe authentically the way that you call them to live. Maar Here, ek wil ook uit elkeen uitroep, dat die dooie bene in ons harte en ons lewens sal lewe. Ek wil loop soos wat in Esegiel om die dooie bene daar seënings en vel en been gekom het, dat dit ook in ons hart en in ons gees sal gebeur. Elke stuk van ons menswees wat dood gegaan het, waar daar net dooie bene op hoop lê. I want to call to life this morning, want Here het ons geroep vir 'n Maandag, en 'n Dinsdag, en 'n Woensdag, en 'n Donderdag, het ons geroep om by begrafnisse te sit en in dieselfde week troues te celebrate saam met vriende. That is just the way life is. Maar Here, om deur dit te kom, we need you, and we need your Holy Spirit. Ons het u volheid, u goedheid, u godheid in ons menswees nodig. Ek wil vanmôre bid vir elke vorm van condemnation wat oor elkeen van ons uitgespreek is, elkeen wat veroordeling gehoor het omdat hy homself probeer wees het, en ek wil dit vanmôre tot niet verklaar, en ek wil uitroep dat dit wie jy is tot vore sal kom in Jesus naam. Hy wat jou lief gehad het, hy wat gekom het en gesterf het sodat jy kan lewe, hoor sy stem vanmôre. Hy wat opgevaar het sodat die trooster vir jou kan gestuur word, sodat jy nie alleen sal wees nie, hoor sy stem
stem vanmôre bo alle ander stemme. En sy stem sê, gaan dan heen. Gaan maak disippels. Ek bly nie in huise, in tempels wat deur mense gemaak is nie. I planned you, ek het jou in mekaar geweef, stukkie vir stukkie, intricately so. Jy's 'n perfekte tempel vir my. Ek wil vanmôre bid, Here, help us understand that you dwell, die kabot, die teenwoordigheid van God is binne in ons hart, binne in ons wese. En Here, so wil ek ook baie gevaarlik vanmôre bid, stuur mense oor ons pad in hierdie week. Send us people, send us situations waar ons hierdie goed kan toets, where we can change our hearts, change our attitudes. Here, dat ons regtig waar in aksie kan sit, dit wat ons vanmôre gehoor het. You be glorified in each one of those encounters. Wees U die een wat verheerlik word, wanneer ons terugkom en sê, wow, die Here het dit gedoen. Wow, die Here het so gemaak. Wow, die Here het so gemaak. Laat ons nooit nalat om aan U die eer te gee nie. Ek wil vanmôre bid, wanneer ons ingaan in 'n nuwe week, Here, die woord sê die vyand kom om te steel en te verwoes en om dood te veroorsaak, maar U het gekom dat ons lewe en oorvloed sal hê. So ek verklaar oor ons elkeen vanmôre in hierdie week 'n lewe van oorvloed, ingestop oorlopends te vol die guns van die Here, om elke hoek en om elke draai dat ons sal vasloop in die teenwoordigheid van God. Dankie vir Pinkster. Dankie vir U seun wat aan 'n kruis gehang het. Dankie Here dat U woord sê, you're coming back again. U kom weer om U kinders te kom haal. Aan U vanmôre alle eer, lof en aanbidding van ons harte in Jesus naam. Amen. Loof die Here. Ek wil net vir jou nog een ding vra. Ek wou dit nie doen nie, maar ek dink ek gaan ongehoorsaam wees as ek dit nie doen nie. Wil jy nie net vir 'n oomblik jou oë toemaak en net vir een mens gou kies, dan bid ons gou vir een mens nie. Dink net aan een mens vanmôre wat jy weet het die Here nodig. En dan wil jy nie net vanmôre terwyl ons bid sê, Here, ek sit vir Pietie of vir Kosie of vir Jannie of vir Sunny voor U neer. Kom ons bid net vir hulle. Die beste ding wat ons kan doen is intercede, right? So kom ons dink net aan daai een ou wat jy vanmôre voor die Here se voete wil neerlê, dan gaan ek net vir ons bid en dan ons klaar. Here, soos ons verskillende mense in ons lewens raakloop in verskillende situasies, wil ek vanmôre elkeen wat hier sit en elkeen wat iemand in sy hart en in sy gees saamdra, wat hom swaar saamdra, haar swaar saamdra in hulle harte hierdie week, wil ek bid dat U sal stil staan by elkeen. Ons wil vanmôre spreek woordelik kom soos wat daai vriende van die lamman gegaan het en hom opgehuis het teen die huis en hom deur die dak gesit het en hom voor Jesus se voete neergesit het, wil ons vanmôre dieselfde doen. Ek wil bid vir elkeen wat vanmôre iemand se naam voor U uitroep, dat U God van naby sal wees, dat U van voor en van agter sal toemaak, dat U uitkoms sal bied in hierdie situasie, en help ons Here, herinner ons dag in en dag uit om vir daardie mense te bid in hierdie week. As 'n gemeente sê ons saam ja en amen en ons stem saam op elke gebed wat elkeen om ons bid in Jesus naam. Amen.